As geld nie 'n issue was nie. Geld is nie 'n issue nie. En hulle gee vir jou 'n stuk papier en hulle sê, jy kan jou eie huis beplan net soos wat jy wil. Hoe gaan hy lyk? Kom, dink gou 'n bietjie self. Geld is nie 'n issue nie. Kom begin beplan. Dink, droom, hoeveel kamers, enkel verdieping, dubbel verdieping, hoeveel swembaddens, binne, buite, warm, koud, jacuzzi. Kom, beplan bietjie, dink, hoe dink jy gaan daai, ontwerp jou eie huis. Dink gou op jouself, van julle het al 'n idee gehad? Miskien dink jy, ja, ek sal van so uit, of miskien sit jy vandag, ek's happy met my plek, waar jy bly. Okay. Maar as geld nie 'n issue was nie. Eintlik is 'n huis of 'n gebou, maar net klomp klippe, sand, sement en bakstene wat ergens rondgelê het. Selfs nie hier by ons auditorium 'n paar jaar terug toe ons gebou het. Hier was niks. Dit was net 'n hoop klip en sand, sement. Maar wanneer al daai verskillende goed bymekaar begin kom, dan vorm dit 'n gebou, dit vorm 'n huis. En ons almal weet dit is heel logies. En dit vorm iets moois, as klomp verskillende goed bymekaar kom. Op 'n stadium kom Paulus en hy skryf in Efesiërs hoofstuk 2, dis nogal 'n baie mooi hoofstuk om te gaan lees as jy wil. En hy vertel van ons as mens wie ons was. Hy vertel van ons lewe, dit vertel van wat ons gedoen het, ons het gemaak wat ons wil, ons het agter sonde aangegaan, ons het gedoen wat die vyand sê, ons het gemaak wat ons wou. Maar daar het 'n dag gekom, wat Jesus ons lewenspad gekruis het, en ons het iets gesien van sy genade en van sy liefde, en dat hy 'n plan het met ons lewens, en ons het ons hart en ons lewens vir hom oorgegee, en dan sê, en dan later in vers 8 staan daar, want uit genade is ons gered, nie uit onsself nie, hy het ons deel gemaak, en dan sê hy, in 'n sekere sin kom die Here en hy bou ons op as 'n gebou, hy sê, Jesus is ons fondasie, en nou word ons, nou dat ons aan hom behoort, gebou in hierdie nuwe woning, hierdie tempel, of hierdie gebou. Ons is deel van wie hy is. Dan lees ons in Efesiërs 2 vers 20, staan daar, julle is nou deel van die gebou, wat God in hierdie wêreld aan die bou is. Omdat ons almal Jesus in is, en hy die fondament en ons Here is, vorm ons almal saam 'n sterk en 'n stewige gebou. Bouery praat altyd van groei. Dit praat van vordering. Wanneer jy die fondasie gooi en jy begin die steen op mekaar pak, daar's groei, daar's vordering. Iets is besig om te gebeur. Daar vorm 'n eenheid. Want al daai verskillende boumateriaal, of dit die sandklip, sement, die stene is, die kappe, die hout en al daai goed, dit vorm 'n eenheid en dit word 'n huis. Niemand kyk na 'n gebou, as jy toe julle van julle vanoggend miskien ingestap het wat die eerste keer is, jy het nie ingestap en na die muur toe gegaan en sê, check hierdie sement wat hierdie ouens gebruik het. Wow. Hierdie verf, het jy gesien as jy naby kyk, die tekstuur is amazing. Niemand van julle het gesien wat ergens by mat gaan sit het en na die mat gaan kyk en sê, kyk hoe's hierdie mat in mekaar in verweef, dit is net sulke special matte. Nee, julle het hier ingestap en julle het die voltooide produk gesien, julle sien wat hy is, en julle staan in verwondering, en mens staan wanneer jy kom by iets, of by 'n gebou of so, jy kyk na die eenheid. Mense bewonder altyd die eenheid wat daar is, nie die individuele materiaal waaruit 'n gebou is nie. Wanneer mense na ons kyk, wanneer mense na dinamika kyk, dan kyk hulle nie na ek en jy nie, hulle kyk na ons, hulle sien 'n familie, hulle sien 'n gebou, hulle sien klomp mense wat saam lief is vir die Here en wat lief is vir mekaar, en mense staan in verwondering, nie net so seer oor jou nie, maar oor ons, want dit gaan altyd oor ons, dit gaan oor die liggaam. Ons is familie, ons is deel van mekaar, ons laat mekaar eintlik mooi lyk. Sê vir die ou langs jou, jy kan bly wees ek sê, want jy was nie mooi sonder my nie, hoor. Dit is so, hierdie gebou wat jy sien, net die stene gaan nie mooi lyk nie, maar dis wanneer alles by mekaar kom. Want elkeen van ons is ingebou in hierdie familie, hierdie huis van die Here. En dan lees ons in Efesiërs 2
vers 19 en 20, ek wil vir jou die vers voor dit ook lees. Die Message Bybel sê, en ek wil begin met een sin, daar staan, God is building a home. So dit sê vir my, God is besig om iets, dis nie van net om klaar gebou nie, God is building a home, hy is besig om dit te bou. En onmiddellik dink ek by myself, as God iets bou, as God besig is met iets, wil ek daar wees. Ek wil sien wat hy doen, want wanneer God iets doen, is altyd mooi, altyd goed, altyd amazing. So nou wil ek agterkom, maar as God iets bou, God is building a home, nou wil ons inzoom, wat bou hy? Wat gebruik hy? En hoe gaan dit lyk? Wat is die produk? Kom ek lees vir jou die res van die vers, daar staan, He is using us all. God bou nie alleen nie, hy het jou en my wat hom gebruik, irrespective of how we got here, in what he is building. Now he is using you, fitting you in brick by brick, stone by stone, with Christ Jesus as the cornerstone that holds all the parts together. We see it taking shape, dit groei, day after day. A holy temple built by God, all of us built into it. A temple in which God is quite at home. Het jy al by mense gaan kuier? Jy stap daarin en jy voel so ontuis. Met wie dit al gebeur? Ek hoop nie die ou wat langs jou hand opgesteek het, dink aan jou op hierdie oomblik nie. Jy stap in 'n huis en jy voel onwelkom, dis asof hierdie mense nie op die oomblik lus is vir jou nie. Dis so asof die mense kom dan, jy voel heeltyd ongemaklik, dit voel, ons moet baie vinnig hierdie kuiertjie kort knip, want hierdie ding gaan nie vir my werk nie, jy voel ongemaklik, dis nie lekker nie, en dit het al met my en altyd gebeur, en kom ons by mense, dis nou nie julle nie, dis die ander klomp. Ons kom baie aan mense aan huis, en ek kom hier by 'n mens aan huis, en dan, jy voel net nie gemaklik nie, dit is so asof, jy mors nou eintlik hulle tyd, maar ja, okay, whatever, kom kuier, en hulle sê dit nie, maar jy voel dit. Dit is nie nou eintlik lus vir jou nie. Maar dan kuier jy by mense, of jy kom by mense in die huis, en dan sê, dit is so lekker om jou te sien, en hulle laat jou so, hulle oorweldig jou met liefde en aanvaarding, later voel jy vir, hoor, kan ek oorslaap vanaand nie, dis so vrek lekker hierso hoor, hier gaan dit lekker raak, en julle ken ook sulke mense, by wie jy kuier, dis so lekker, die mense laat jou net altyd so tuis en altyd welkom voel, jy voel soos die belangrikste mens, wat hulle hierdie hele jaar ontvang het, ons almal ken ook sulke mense. Mag dinamika God altyd so laat voel as hy is. Daai vers eindig, hy sê, a temple which God is quite at home. Laat God nie kan wag om Sondag, hoe laat? Kom ons maak die diens 8:00 julle, want ek is so opgewonde om my kinders te ontmoet. My mense laat my so tuis en so welkom voel, dit is my so lekker om by julle te wees. Mag die Here so voel oor dinamika en altyd so voel. Mag die Here so oor jou voel deur die week. Laat die Here altyd tuis en altyd welkom by jou huis is. Laat jy altyd vir hom tyd maak en plek maak, en laat dit die boodskap vanuit jou lewe na hom toe wys van, ek is altyd lus vir die Here. Ek het soveel tyd vir die Here. En dit lê in ons hande of dit so gaan wees of nie. Ons het gelees, ons is deel van hierdie bouery. Ons word ingebou in hierdie bouery. Ons word opgebou in hierdie bouery. Dis wat ons gelees het in Efesiërs 2 dae. Maar ek wil vanmôre vir jou kom sê, daar ons word opgebou, dit word in ons gebou, maar ek en jy is ook 'n bouer. En dit is baie belangrik om dit vanoggend te hoor. Jy word opgebou, jy word beter, jy groei, maar jy en ek het ook 'n verantwoordelikheid om ook te bou. Ons moet ook ander lewens bou. So dit sê vir my, ek kan nie net bou soos ek wil nie. Ek kan nie net in mense se lewens belê en sit net waarvoor ek nou lus is nie. Want dit gaan nie oor my hier nie. Dit gaan oor om ander mense op te bou. In 1 Korintiërs 3 lees ons, dis ons jaarthema vers is vers 7, waar daar staan, die een het geplant, die een gooi nat, en dan sit God wat laat groei. Ons almal het daai vers al 'n paar keer hierdie jaar gelees. Dis ons jaarthema is groei, en dit kom vanuit 1 Korintiërs 3 vers 7. Maar toe gaan lees 'n bietjie verder. Wat staan net 'n paar verse na daai vers van die Here laat groei?
dan sê Paulus die volgende, in 1 Korintiërs 3 vers 10 staan daar, volgens die genade van God, wat aan my, wat aan ons gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester op die fundament, dis Jesus, gelê, gebou, en ander bou nou daarop. So Paulus kom en hy sê, luister, ek het 'n fondasie gelê, dis Jesus, dit gaan oor hom, dis die storie van die kruis, die leë graf, dis die fondasie, dis wat ons glo. Maar nou bou ons hier op, en ons bou nie net stene nie, dis mense. So ons moet nou op hierdie fondasie regbou. Ander bou daarop, wie is die ander? Dis ek en jy. Ons bou nou. Dan sê die volgende, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Jy kan nie net bou soos jy wil nie. Jy kan nie net maak wat jy wil nie. Jy moet versigtig wees. Jy moet baie versigtig wees wanneer jy bou. En ons het dan volgens Paulus se keuse wat ons kan gebruik om te bou. Nou hier kom die keuse. Dan noem hy 'n paar dinge in vers 12, in 1 Korintiërs 3, vers 12 staan daar. As enige iemand op die fundament bou, kan hy, jy het 'n keuse, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi en stoppels gebruik. Jy het 'n keuse. Jy kan. Jy is jou keuse. Dit is beskikbaar. Jou boumateriaal is daar, dis alles op site. Dis klaar afgelewer, Maika het dit klaar gedoen. Dis verniet. Hier is jou boumateriaal. Nou sê hy, ons almal moet bou op hierdie fundament. So ons moet begin bou, maar ons het 'n keuse. Jy kan gebruik goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi of stoppels. So jy het 'n keuse van 6 goed om mee te bou. En dan is my vraag, waarmee wil jy bou? As jy 'n keuse het, waarmee wil jy bou? Waarmee wil jy hê mense moet op jou bou? Kies. Wil jy hê mense moet hooi gebruik? Dis jou keuse op die ou. Nou is weer 'n ander vraag. Waarmee is jy besig om te bou? Want ons is elke dag besig om te bou. Jy begin nie vandag, ek het 'n boodskap gehoor oor bou, so ek moet begin nie. Nee, jy bou jou hele lewe lank. Waarmee bou jy die afgelope tyd? Die 1/11 praat van dit wat kosbaar is. Die eerste 3. Goud. Spreek van goud. Dit spreek van reinheid, skoonheid, opregtheid. Dan kry ons silwer. Dit praat van, dit gaan nie oor my nie. Dit is onselfsugtigheid, dit het niks met my te doen nie. En dan is daar kosbare stene, dit praat van is duursaam. Dit kos iets. Dis baie werd. En dan die ander helfte het jy van 'n keuse om te maak, dit is goed wat net nutteloos is. Daar's sekere gebruike vir hout, daar's sekere gebruike vir hooi en vir stoppels, maar dit is tydelik. Dit vergaan maklik. En hout is, van ver af is dit baie nice as mense 'n hout cabin bou, daar teen in 'n bos of iets. O, dis mooi van ver af, maar weet jy wat, as dit brand is daar niks oor nie. Net as. Hooi is lekker lig, dit is so lig. Jy bou baie maklik met dit. Baie maklik. En stoppels, dis die cheapste van alles. Want wat is stoppels? Kyk na jou man se baard. Dis stoppels. Dis useless. Julle as wat baard het kan ou amen gesê, maar dis jy dit gemis. Okay? Nou stoppels, dit is wanneer alles geoes is, dan staan hier die penne jy die grond uit, die mieliestukke wat net so uitsteek, dis stoppels, dis useless, jy kan dit vir niks anders gebruik nie. Nou het jy 'n keuse, waarmee wil jy bou? Jy het 'n keuse. Nou wat beteken dit? Wat wil die Here, wat wil Paulus vir ons kom leer vanoggend hier uit? Jy bou my en ek bou jou. As ons kom by hierdie goed wat so duursaam is, die goud, silwer en kosbare stene, wat is dit? Dit is hoe ons mekaar hanteer, is dit nie? Ek voeg waarde toe aan jou lewe, want dis wat goud doen. As jy 'n goudstaaf het, en jy, wat sê dit is waardevol, dis kosbaar, daar's reinheid, so, dis die manier hoe ek in jou gaan bou. Dit is my boumateriaal, ek gaan dit in jou bou. Dit praat van my optrede, hoe ons mekaar behandel, ons attitude,
Hoe ons mense bemoedig, mense bystaan, daar wees vir mense. Hoe ons vreemdelinge hanteer, hoe ons vreemdelinge groet. Hoe ons liefde het, hoe ons omgee. Hoe ons deernis en kindness het met mense. Ons vriendelikheid. Die manier hoe ons tweede kanse gee vir mense. Want wanneer ons hierdie goed gebruik, wanneer ons op so 'n manier leef en in mense se lewens inbou, dan sê dit vir my, ek ag my fondasie baie hoog, want ek gaan nie op my fondasie wie Jesus is, cheap, nuttelose goed gebruik nie, want ek wil die beste gee vir hierdie fondasie. Want dis hoe ek mense dan gaan hanteer. Dan sê hy, maar wees versigtig hoe jy bou. Pas op wat gebruik jy om mee te bou. Want ons almal gebruik stoppels en hooi en hout, partykeer saam met hierdie goed. Maar die vraag wat ons moet vra is, watter van hierdie materiaal sal die Here verkies met ons gebruik? Dis nie 'n trick question eintlik nie. Die antwoord is hier voor die hand ligging. Wat sal God wil hê ons moet gebruik? Verseker, goud, silwer en kosbare stene. Hoor wat sê 1 Korintiërs 13 vers 12 in die Afrikaanse vertaling staan daar. Kyk mooi na die materiaal wat jy gebruik om te bou, want die Here gaan inspeksie kom hou. Julle sal dit nie van hom af kan wegsteek as julle minderwaardige of afskeepmateriaal gebruik het om sy mense te bou nie. Weet jy wat gaan gebeur? Wanneer die Here gaan inspeksie kom doen, gaan hy nie die inspeksie by my kom doen nie. Weet jy waar gaan die Here inspeksie doen? Die mense in wie se lewe ek gebou het. As die Here kom, gaan hy jou man roep, jou vrou roep, jou kinders roep en dan wil hy kyk, wat het jy in hulle lewens ingebou? Cheap, nuttelose goed. Dit gaan oor jou, oor selfsug. Dan gaan die Here na jou mense kyk, na jou vriende, jou kollegas, die mense met wie jy en elke dag te doen het. Die Here gaan nie na jou kyk nie, hy gaan na die mense rondom jou kyk en sê, en kyk, wat het jy in hulle lewens gebou? En dan een vertaling sê, die Here gaan 'n toets met vuur. Hy gaan dit aan die brand steek. En ons weet, hierdie goed gaan baie vinnig brand en dan gaan niks oorbly nie. Wat gaan die Here dan sê? Hy gaan nie na jou mense kyk nie, hy gaan omdraai na jou en my kyk en sê, hoekom het jy cheap goed gebruik in my mense se lewens? Hoekom het jy afskeepmateriaal gebruik in my mense se lewens? Here, maar hoekom is dit so belangrik om goud en silwer en edelgesteentes en kosbare stene? Hoekom is dit belangrik om hierdie diersame goed in mense se lewens te gebruik? Want God se mense is kosbaar en diersaam en waardevol vir hom. Ons kan nie net maak soos ons wil met mense nie. Want God se mense is kosbaar. So 2 maande terug was daar 'n skoolfunksie wat die skool gereël het en ek en Alta soontoe, die vrouens is een kant, die mans is saam een kant en ek is toe daar en ek dink nie ek is nogal iemand wat redelik skaam is om tussen mense te wees nie. Maar ek ken 95% van die manne wat daar is, ken ek glad nie. Hier en daar ken ek en nou gaan ek en dan probeer ek maar, dan staan hierdie groepie saam en daai groepie staan saam en daai groepie staan saam en hier kom ek. En nou probeer ek by hierdie manne half so, en dan staan hulle en hier kom ek en ek, goeiemiddag. Ek het so ongemaklik gevoel. En ek voel nie sommer so nie. Ek groet, hallo, ek Johan, ja. Hallo. Dan probeer ek in jou naam, hulle sê nie sy naam nie. Nou hier staan ek en ek voel soos 'n outsider. Van, sorry, kom ek draai die volgende groepietjie. Gaan dit na die volgende groepietjie toe. Hallo, ek Johan. En hier staan Kippie. Later weet ek nie meer, want dan ek was altyd, so right, nee, dan loop ek hier, dan loop ek daar, want ek voel so ongemaklik, ek voel so uit. It was horrible. Wie van julle ken daai gevoel? Okay, dis 'n horrible gevoel. Veral as jy by 'n vreemde nuwe plek kom, dis terrible. Ek bou my kar, maar ek kan nie, my kind is daar. Maar ek het amper laat hom maar oorslaap daar by die skool die aand, want dit was my slegte ervaring daai. Toe lees ek hierdie volgende vers. Hoor wat sê Jesaja 56 vers 3. Make sure no outsider who now follows God has ever the occasion to say, God put me in second class. I don't really belong.
And make sure no person is ever made to think I'm damaged goods. I don't really belong. Wat vir my uitstaan in hierdie vers is, dis ons verantwoordelikheid. Make sure, ek en jy moet seker maak, mense voel nooit so by jou en my nie. Mense mag nooit, as hulle by jou en my kom, of ons as 'n vriendekring saam is, of mense saam is, laat 'n vreemdeling instap en hier by ons kom staan en soos 'n outsider voel nie. Ons mag dit nooit doen nie. Nie as 'n kind van die Here nie, want dan is ons besig om hooi te gebruik. Ons is besig om daai persoon minderwaardig te laat voel. Die Here sê, dit mag nooit met ons gebeur nie. Die Here moet ons help as dinamika, dat mense nooit, wanneer hulle by hierdie deure instap op 'n Sondag, of by 'n byeenkoms, dat hulle hier sal instap en voel, ek voel soos 'n outsider, almal is op hulle eie missie, niemand groet my nie, niemand kuier met my nie. Dit mag nooit van ons gesê word, dit mag nooit hier gebeur nie. Want die Here het ons gemaak as mense, wat bouers is, wat moet belê in mense, dat ons moet goud en silwer en edelgesteente sal gebruik, wanneer mense hier uitstap, dat hulle voel, ek voel soos iemand, ek voel ek belang, mense laat my goed en tuis en welkom voel. Dis hoe ons mense groet en behandel en kuier en mee gesels, nie net hier by die kerk nie, maar ook deur die week by jou huis en by jou werk en waar jy met mense te doen het. Ek wil vanmôre vir julle sê, mense kan baie dinge sê oor dinamika, oor hierdie gemeente. Jy gaan miskien plekke kry waar die ouens beter kan preek. Jy gaan plekke kry waar die musiek miskien beter is. Jy gaan miskien 'n kerk ook kry wat baie groter is hierdie kerk, maar ek wil vanmôre vir jou sê, vir jou as lidmaat en vir jou as besoeker vanmôre hier, jy sal op geen ander plek, geen ander gemeente, mense kry wat so lief is en wat so omgee en jou so vriendelik groet soos by hierdie plek nie. Nooit nie. Dis wie ons is. Ons is familie, ons is daar vir mekaar, want ons bou en ons belê in mense se lewens. Want hoekom? God se mense en mense is kosbaar en spesiaal vir die Here. En dis vir ons so 'n voorreg om vandag hier so te kan staan as dinamika. En te weet, daar's mense wat wil deel wees van ons, wat wil deel wees en kan spog vanmôre met hierdie gemeente, met hierdie familie, met julle klomp mense. Want julle is nice mense. Vrek, dis net wie julle is net nice. Kyk na die ou langs en sê, hy lyk miskien nie mooi nie, maar vrek, hy probeer is nice hoor. En ons gaan vanmôre na diens vinnig 'n klomp nuwe lidmate voorstel. Ouens wat gesê het, ons wil hier wees en nie een van hulle het gesê, ons is hier om oor die preke nie. Nie een van hulle het gesê, "Jo, jy's die musiek, dis hoekom ons hier is nie." Weet jy hoekom hulle is hier? Hulle was so ontvang met genade en met liefde. Niemand het hulle weird aangekyk nie en hulle het hulle name onthou. Dis wie ons is. En dis wie die Here ons geroep het om te wees. Hulle ervaring het gevoel, dit voel soos huis, dit voel of ons by die huis gekom het. En ek wil vanmôre vir julle vra as dinamika, ons mag nooit daardie ervaring verloor nie. Ons mag nooit daai kultuur verloor hier by ons nie. Hou aan ons, help met dit. Groet mense in jou ry. As ouens daar kom sit, waai vir hulle. Jy hoef nie met hulle te gaan laat uit koffie drink nie. Waai net, sê, "Hoe's dit? How's dit? Hoe gaan dit? Dis lekker om jou te sien. Waar kom jy vandaan? Waar bly jy?" Nee, ver. Ek het SJ2. Ek het ver gery. Ek het vanmôre geswem om hier te wees. Met al hierdie reën. Hoor wat sê Johannes 13 vers 35. Jesus sê die volgende: Hieraan, waaraan? Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is. Waaraan, Here? Julle liefde onder mekaar. As daar nie liefde is nie, is daar niks. Dan raas ons net, ons maak 'n groot lawaai. Maar hieraan gaan mense weet ons behoort aan hom. Ons liefde en ons omgee vir mekaar. Is dit nie wat die wêreld so nodig het op die oomblik nie? Groet mense in jou ry, vreemde, smile. Ons is familie, dis ons taal. Dit's liefde en omgee. Ons mag nooit daai identiteit verloor nie. Hoor wat het Plato eendag gesê. Be kind. Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Ek gaan dit weer vir jou lees. Be kind. Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Ek hoef nie vandag vir julle te kom sê. Mense gaan deur moeilike goeters in die lewe daar buite nie. Miskien is daai ou wat daai moeilike goed sit, daai moeilike goed gaan, miskien sal daai persoon vandag reg agter jou. Hoe weet jy? Miskien gaan daai persoon wat net voor jou sit, deur die grootste krisis van sy of haar lewe
wat in hierdie week wag vir 'n telefoonoproep van die dokter af. Of miskien lê 'n geliefde op sterwe, miskien van die persoon wat langs jou sit en jy weet dit nie eers nie. Net 'n smile op 'n Sondag. Miskien net 'n glimlag in die ry by Checkers. Voordat ons moun. Waar is die tille? Hoekom maak hulle nie nog tille oop nie? Kan niemand nog tille? Kan hulle nie sien hier's baie mense nie? Miskien kan jy net vir jou agter jou kyk en hallo. Die wêreld is besig om gereed te maak vir 'n oorlog. Ons is besig om gereed te maak vir 'n bruilof. Waar is jou fokus? Soms is dit net 'n vriendelike glimlag, 'n hallo, of net 'n welkom wat iemand se dag maak. Ek wil jou vanmôre vra, wil jy nie begin jou goud uitdeel nie? Want ons almal het dit. Jy hoef nie te gaan soek, die Here sê in sy woord, jy kan gebruik goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi stoppels. Ons is toegang tot dit, elke dag. Jy kan enigiets van dit gebruik. Maar ek glo, jy wil vandag 'n besluit en 'n keuse maak en sê, Here, ek kies om kosbare goed te gebruik vir kosbare mense, want U is 'n kosbare God wat omgegee het vir 'n stikkende, vuil wêreld. En wil jy nie vanmôre daai keuse kom maak en sê, Here, opnuut weer vandag, met Paastyd wat voorlê, die grootste gebeurtenis, Paasnaweek, die grootste gebeurtenis wat hierdie wêreld kom verander het, wat jou en my kom verander het. Kom ons leef dit, kom ons wys wie Jesus is. Let's go and make Jesus famous again. Met sy genade. Ek gaan jou vra om vir 'n oomblik net daar waar jy sit, jou oë saam met toe te maak. En ek wil hê, kies vanmôre. Wat gaan jy gebruik? Goud, silwer, kosbare stene, of hout, hooi, stoppels? Dis jou keuse. Wat gaan jy gebruik? Here, ons kom vanmôre na U toe en ons kies om nice mense te wees, wat leef vanuit die genade wat U vir ons as mens kom gee het. Ons gaan reg bou in mense se lewens. En wanneer U kom en inspeksie kom doen, dan kan ons terugstaan met groot vrede. Sê ek, waar nie, die Here kan enigheid uitkom inspeksie doen. Hy kan enigheid uitkom traai in die brand steek. Dit gaan hou, want ek het die beste gebruik wat tot my beskikking was. Want mense verdien God se beste en die Here het my geroep om dit te bou in mense se lewens. God is building a house en ek is deel daarvan. Dankie vir daai geweldige voorreg. Ons eer U daarvoor vanmôre, Here. In Jesus naam.